Ons tema vanoggend gaan oor lig. En die teenoorgestelde daarvan is duisternis, donker. Nou, as ons nou meer laerskoolkinders en die Here diens gehad het, dan het ek vir hulle gevra, wie van hulle is bang vir die donker. Donker is nie vir ons lekker nie, vir niemand van ons is dit lekker nie. As ons in die donker gaan loop, het ons 'n flitslig, of ten minste 'n selfoon met 'n liggie aan of iets, ons wil lig hê. Ons wil kan sien. Waar daar lig is, kan ons sien. Maar in ons teksgedeelte is daar ook redelik klem op nie net uiterlik sien, maar innerlik sien ook. Want dit kan wees dat mense wie se oë niks verkeer nie, en wat duidelik kan sien, innerlik blind is. Dan is daar ook mense wat uiterlik hulle oë nie kan sien, maar wat innerlik wil sien, kan sien, God kan sien. Ek gaan vir julle nou so 'n kort videoetjie speel van so 'n seentjie, 10 jaar oud, en hy het 'n boodskap vir ons. I was asked to introduce Christopher and give a little bit of a timeline on his life, and it's hard to keep my composure talking about Christopher's story. But he was born in May of 2001. Thank you. You can tell him, he can do it better than I can. I have to go back a few years, yeah. And his mother was on drugs, Oxycontin and cocaine, and he was a nephew of ours. And we went down to Florida and took him out of the foster care system in August of 2002. And he's been a blessing to our family, and he loves to share his gifts. And this March he was kind of discovered by the Union Leader and all the local media outlets in Boston. And he's been singing a lot of patriotic songs. But to back up a few years, in 2004, Christopher was on his first mission trip with 8 Days of Hope. And at 4 years old, he went down to the front of the music ministry, and they handed him a microphone, and he sang the song he's going to sing tonight, "Open the Eyes of My Heart." Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy.
In Johannes 1 vers 5 tot 8 lees ons: dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Ons gaan nou 'n gebed doen en aan die einde van die gebed gaan ons saam met die klavierbegeleider sing, maak my nou stil, Heer. Ons sluit ons oor. Here, ons Here, ons het sopas gelees, U is lig, en ons weet dit, Here. U skyn met U lig in ons lewens. Dit is waarom ons vandag hier is, omdat U ons deur U Gees dring. Ons is nie hier omdat ons goed is of anders is as ander en dat ons op onsself kan roem nie. Ons is hier omdat U Uself aan ons openbaar en omdat U vir ons te sterk geword het om weerstand te bied. Dat U ons dring deur U Gees. U lig in ons laat skyn sodat ons U kan sien. Here, dankie vir getuienisse soos wat hierdie klein blinde autistiese seentjie 10 jaar oud kan gee. Waarin hy kan vra, Here, maak die oë van my hart oop sodat ek U kan sien. Dit is ons gebed vanoggend. Maak ons stil, Heer. Ons wil U stem hoor. Skyn met U lig in elkeen van ons in lewe, soos net U kan. Dryf die duisternis uit. Gee ons nuwe lewe. Tot eer van U naam. Amen. Terwyl ons so sit, maak my nou stil, Heer.
En hy is hierdie week herstel en hy werk. En baie dankie aan Jasmin. Dat sy vir ons kom toets bestuur. Ons teksgedeelte as jy wil, kan jy Bybels oopmaak. Johannes 8 vers 12. Johannes 8 vers 12. Ons gaan vir u die 2020 vertaling se weergawe hier op die bord. Johannes 8 vers 12. Toe Jesus weer met hulle gepraat en gesê: Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig hê van die lewe hê. Met daardie een vers. Toe Jesus hierdie woorde gesê het, was die Jode besig met die Loofhuttefees. Dit is een van die baie belangrike feeste. En hulle tydens hierdie fees God se beskerming herdenk en dan ook die een dat hy die een is wat voorsien en lei. Tydens hierdie fees het hulle dan saans groot goue lampe aangesteek. Die hele stad was verlig en hulle het fees gevier. Terwyl hulle so fees gevier en gedans en bly was, het hulle mekaar gedurig herinner aan in die eerste plek dat God daar in die begin die duisternis verdryf het toe hy gesê het, laat daar lig wees. Dat hy toe hy sy volk uit slavernij bevry het uit Egipte uit en hulle deur die woestyn getrek het, hy die duisternis verdryf het met die vuurkolom saans en vir hulle die pad aangedui. Dat hy, ons lees in Jesaja 60 vers 1, vir hulle, by hulle hierdie messiaanse verwagting geskep het, dat die Messias gaan kom, die verlosser, en dat God se lig ook deur die verlosser op hulle sal skyn. Jesaja 60 vers 1 sê, staan op, laat jou lig skyn, ja, jou lig het gekom, en die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Ja, kyk, donkerte bedek die aarde en diepe duisternis die volke, maar oor jou skyn die Here, en oor jou word sy heerlikheid sigbaar. En dit is in met hierdie agtergrond dat Jesus kom en hy sê, ek is die lig vir die wêreld. Hy sê nie, ek is die lig vir die Jode, ek is die lig vir die wêreld. En in daai paar woordjies kom hy en sê hy dat hy die Paasfeesoffers kom vervang met sy volmaakte offer wat hy bring. Dat hy die tempeldiens vervang, die tempel vervang. Dat die tempel daarna nie meer net 'n gebou sal wees nie, maar in ons sal kom woon. Dat hy die tempel in ons kom woon, sodat ons toegang tot God het, omdat die tempel nou in ons is, sy teenwoordigheid. Hy vervang die Loofhuttefees as God wat self in ons kom woon, deur die Heilige Gees. En dan hier in Hoofstuk 7 vers 38 sê hy, strome van lewende water sal vloei uit elkeen wat in my glo. En dit ook tydens hierdie fees het hulle daardie water wat uit die rots uitgekom het in die woestyn gevier deur water oor die altaar uit te gooi. So kom Christus en hy openbaar homself as die lig vir die wêreld. Ons is besig met die tema ek is, ego eimi. Die Griekse woorde daarbo, ego eimi. Ek is. Dit, die woorde weet
Exodus 4 vers 12, waar die Here homself aan Moses kom bekendstel het, waar God, Exodus 3 vers 14, waar God vir Moses sê, ek is wie ek is. Hy sê, toe so moet jy vir die Israeliete antwoord, ek is, het my na hulle gestuur. Hy is die een wat van ewigheid af is en altyd sal wees. Hy bring nie net lig nie. Hy is lig. Soos lees daar in Openbaring 21 in die stad, dan lees ons dat sy heerlikheid, daar sal nie son en 'n maan wees nie, want die heerlikheid wat uit hom uitstraal, sal ons dag en nag lig verskaf. In die Bybel is lig baie belangrike simbool, ryk aan betekenis. Die eerste plek beteken lig die teenwoordigheid van God. Al hier in Exodus 13 lees ons, God lei Israel deur die woestyn as 'n vuurkolom, en dan in Psalm 27 kom die psalmdiger en hy sê, die Here is my lig en my heil, vir wie sal ek vrees? God se teenwoordigheid. Maar ons weet ook, juis vandag, die erediens voor volgende Sondag, die nagmaal, waarin ons moet verbemoedig in die week, sodat ons reg sal wees om nagmaal te kan vier volgende Sondag. Skyn lig ook en openbaar dit duisternis, openbaar dit waarheid, dit verdryf duisternis, openbaar waarheid. Psalm 119 vers 105 is daar die baie bekende vers, die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Lig maak dinge sigbaar. En waar daar lig is, kan ons sien wat gaan aan, word die waarheid sigbaar. Maar vir my is een van die mooiste betekenisse van lig ook, dat lig lewe beteken. Wanneer God daar in die begin skep, en sê, laat lig wees, daarna begin hy skape, daarna begin lewe. Wanneer Jesus dan sê, ek is die lig vir die wêreld, dan sê hy, ek bring God se teenwoordigheid in 'n donker wêreld. Hy sê, ek openbaar die waarheid oor God en die mens. En hy sê, ek gee lewe. Ons praat vandag, ons kyk verskillende teenoorgesteldes. Ons het nou gekyk na 'n seentjie wat nie kan sien nie, of wat vir die Here vra om sy hart oop te maak, sy hart hom te laat sien, innerlik. Ons praat van sienende mense wat rondloop, wie se harte donker is. Ons praat van 'n God wat kom, en soos Openbaring sê, hy kom slaan sy tent op by ons. Hy kom tabernakel by ons. Hy bring sy lig. Hy is die lig. Wanneer die psalmdigter in Psalm 139 kyk, en hy begin besef, maar God is oral, en God weet alles. Dit is vir hom so mooi psalm om te lees. Here, U ken my, U sien dwars deur my, U weet alles. Maar voordat ek praat, weet U wat ek gaan sê. Dan begin hy bedreig voel, want hy besef, maar God weet alles.
Dan sê ek, maar waartoe kan ek vlug om U te kom, om weg te kom van God? En dan besef hy, was ergens nie. Vlug ek van die weste na die ooste, wanneer ek in die ooste aankom, is hy reeds daar. En op die oude einde, dan kom hy weer terug. Dan raak hy rustig en sê, Here, my Here, ek is veilig by U. God openbaar die waarheid in elkeen van ons lewens. Niks is vir hom verborgen nie. Sy lig. Kom ons vra hom hierdie week. Here, laat U lig in my lewe skyn. Here, daar is plekke. Nou woensdag weer by die Bybelstudie gepraat daaroor. Daar's vertrekke. As my lewe 'n huis is met verskillende vertrekke, dan is daar iewers plekkies, vertrek of 'n kas of wat ek die deur van toehou en die Here nie daar wil toelaat nie, want ek wil daar hier besluit. En so weerstaan ons die werking van die Gees. So weerstaan ons hierdie stroom van lewende water wat in en deur ons moet vloei. Kom ons maak erns hierdie week veral weer. En wanneer ons volgende Sondag hier by mekaar kom nog 4, die Here in sy volheid ons kan sien. Wie my volg, sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Dit beteken nie net om agter hom aan te loop nie. Dit beteken om in 'n verhouding met hom te staan, om myself aan hom te verbind. Dan sal ek die lig van die lewe hê. Dan word lig deel van my lewe. Johannes 1 vers 4, Johannes 1, die begin van die Johannes Evangelie. 1 vers 1, in die begin was die woord was by God en die woord was God. En dan vers 14, en die lig, vers 4, in hom was die lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Wanneer maak my lewe sin? Wanneer maak my lewe sin? Wanneer kry dit betekenis? Wanneer God se lig in my skyn. En wanneer ek in verhouding met hom lewe en daarop fokus. Ons het 'n liedjie wat ons sing, soek allereers die koninkryk van God. 'n Bybelversie wat sê, as ons sy koninkryk soek, sal al die ander dinge vir ons weggevoer. Hy sal sorg, want hy is die lig. Hy skyn in 'n donker wêreld. En die duisternis sal hom nie oorweldig nie. 'n wêreld vol vrees en onsekerheid en sonde sê hy vanoggend vir jou. Ek is die lig. Ek is die waarheid. Ek is die lewe. En hy vra van ons 'n reaksie. Glo in my. Aanvaar my. Ek kan nie net neutraal bly nie. Ek moet self ligdraer word, 'n ligdraer wees, tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer U sê, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Dan is ons eerste reaksie vanoggend om onmiddellik te sê, Here, ja, ek wil, gee my van daardie lewe,
Gee my daardie lig. Laat U lig in my skyn. Verdryf elke donker plekkie in my lewe, in my menswees. Ek wil my hande na U toe uitsteek, nie Here, ek wil my hart na U toe uitsteek. Dankie dat U nie net oor lig praat nie, maar dat U self die lig is. 'n Lig wat sterker is as enige donkerte, groter as enige vrees, dieper as enige pyn. Dankie Here dat U lig nie net beperk is tot 'n mooi gevoel of 'n stil oomblik nie, maar dat U lig die waarheid openbaar sonder ontloop vir ons die weg wys. Dankie dat U ons lei, dat U ons verander, dat U aan ons nuwe lewe gee. Dankie Here dat U lig onuitdoofbaar is, vir altyd skyn. Here, ons besef U lig bring waarheid waar daar leuns is, genesing waar daar seer is, vrede waar daar innerlike storms is, hoop waar mense moed verloor. Laat U lig dan vandag helder in elkeen van ons se harte skyn. Here, laat U lig nie net in ons skyn nie, maar ook in ons verhoudings, dat dit genesing bring in gebroke verhoudings, stikkende lewens, dat dit moed skep vir die moedeloses. Ons weet, Here, dit is onmoontlik dat U lig net in ons skyn, sonder om deur ons te skyn. Ons wil vra, Here, kom skyn ook deur ons. Daar waar ons woon, daar waar ons werk, oral waar ons gaan, dat ons draers van U lig sal wees, vir 'n wêreld wat soek, rondtas in donkerte. Here, gee dat ons mense sal lief hê, soos wat U ons lief het. Dat ons soos U sal staan vir die waarheid, dat ons sal troos soos U troos, dat ons sal dien soos U dien, soos U ons raak sien en ons bemagtig, laat ons ook ander so behandel. Here, ons bid vir ons gemeenskap, daar waar mense swaar kry, daar waar onreg gepleeg word, geweld of wanhoop, ons bid dat U lig daar ook helder sal skyn. Gebruik ons as U hande en U voete om U lig te dra, hier, oral waar ons gaan. Here, ons sien uit na daardie dag, wanneer U lig die hele skepping sal vul, wanneer daar geen nag meer sal wees nie, wanneer U self die lig sal wees van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dankie dat ons nie net hoef te wag tot daardie dag om U lig te ervaar, maar dat ons dit nou reeds kan ervaar, dat ons nou reeds daarom kan leef. Here, help ons om tot daardie dag in U lig te wandel, getrou te bly in geloof, in liefde, en gehoorsaamheid aan U. Daarom wil ons bid, Here, lig vir hierdie wêreld, skyn in ons, skyn deur ons, mag U verheerlik word. In Jesus se naam. Amen.